Luttigse lens. Sielkunde, filosofie en kuns. Welkom by nog 'n episode van Luttigse lens, 'n Afrikaanse potsending waar ons aktuele sake bespreek, saam reflekteer en probeer sin maak van die menslike toestand en ingesteldheid. My naam is Daniel Luttig en ek is 'n kliniese sielkundige in die noordelike voorstede van die Kaap. Elke episode gesels ek met 'n gas oor 'n kwessie wat vir my interessant is, wat alledaags in ons samelewing voorkom, maar wat ook daadwerklik 'n impak op mense se lewens kan maak. Saam bespreek ons die onderwerp en probeer maniere vind om ons gedagtes te ontwikkel en te navigeer. Net so vinnige vrywaring, hierdie potsending is slegs vir inligtingsdoeleindes. Dit is nie mediese advies nie en geen dokter-kliënt verhouding word gevorm nie. Die gebruik van die inligting is op eie risiko. In vandag se potsending wil ek 'n bietjie sin maak van videospeletjies en die huidige stand van sake, nie net op 'n plaaslike vlak nie, maar ook internasionaal. En ek het 'n paar idees rondom videospeletjies ook as 'n kunsmedium en ek sal dit graag bietjie met iemand verder wil bespreek en kyk hoe ons kan sin maak van dit en dit ook vorentoe navigeer. Ek het dus gedink om vir Ben Foster op die potsending te nooi. So Ben is my neefie en hy is oorspronklik van die Vrystaat en bly tans in die Wes-Kaap. Hy het voorheen landmetkunde by die Universiteit van Kaapstad gestudeer en is tans besig met argitektuur by 'n private instansie. Nou van die kleins af by ons videospeletjies en van my mees kosbare herinneringe van videospeletjies was saam met hom gewees destyds by hulle huis in Botawil. En hy is iemand wat regtig op die voorpunt is van wat aangaan in games deesdae. En ek dink dat ons baie goeie insake kan lewe rondom byvoorbeeld wat is die huidige uitdaging in die AAA-industrie versus die vooruitgang wat indie games byvoorbeeld maak. Ek wil ook graag by hom weet wat hom motiveer om om games 100% te voltooi. Hy het al 'n hele paar mylpale en baie interessante challenges gedoen en ek dink dit sal baie interessant wees om dit 'n bietjie verder te ontleed. En hierdie tipe gesprekke dink ek word gewoonlik geredigeer tot braaivleisvuur gesprekke en ek wil dit bietjie meer in openbaar bring en verhef tot 'n potsending vlak in Afrikaans. Geniet. So ja, welkom Ben, welkom by die een van ons eerste afleweringe van die Luttigse lens potsending. Ja, baie welkom. Bly hier so te hê. Baie dankie en dankie dat jy my genooi het. Great. So kom ons begin. Ek dink so ek het al vir jou genoem dat een van die eerste dinge waar ek met jou wil praat is en ek dink ek sal graag amper half in daai sielkundige element bietjie wil ingaan as dit reg is met jou. Ek dink een van die goed van jou wat my baie fascineer is dat jy hierdie completionist hoek het as dit kom by games baie keer en ek sal graag 'n bietjie wil hê jy moet ons miskien 'n bietjie daarmee vertel en ek dink dit kan 'n goeie opsomming ook wees miskien as jy dit kan gebruik as deel van net vir ons 'n bietjie agtergrond te gee van jy weet jou in die gaming industrie en jy weet watse games jy speel en net 'n bietjie meer oor jouself ook vertel. Ja, ek speel verskeie games. Daar's nie 'n spesifieke genre wat ek speel nie. As ek die game geniet, dan sal ek dit speel. RPG's, resies games, puzzle games, daar's letterlik nie 'n genre wat ek nie het nie. Ek geniet games vir verskeie redes, of storie gebaseerd of gameplay gebaseerd, of games wat my net 'n bietjie uitdaag om nuwe goed te leer en goed uit te figure. Ja, my fascinering met achievement hunting, soos hulle dit noem, Ja. is vir verskeie redes. Die hoofrede hoekom ek dit begin doen het, is dis games wat ek baie geniet, goed soos Dark Souls se reeks en so aan, wat ek die game so geniet, ek wil alles ervaar wat die game het. Dis baie keer moeilik om dit te doen, want jy weet nie altyd wat die game het nie. Dan gebruik ek die achievements as 'n riglyn om te sien wat daar is om te doen. Dan hand ek die achievements, soos hulle dit maar noem, agter die game se content aan. En baie keer is dit net, dis 'n moeilike game en dit voel goed om te kan sê jy het die achievements gekry. Daar is bitter min wat ek het doen om om op my profile op Steam by te sit. Ek doen dit baie keer wat seker nou nie die beste ding is om te doen nie, want daar's geen rede om dit te doen nie. Ek het 6 mense wat my profile kan sien.
Maar ja, oor die algemeen is dit om uitgedaag te word of omdat ek al die games se kantitels sien dat ek die achievements jag. Ja. Ek dink daar's 'n great soos wat se mense inleiding vir hierdie potsending want ek dink jy weet jy sê twee goed daar wat vir my baie dadelik opval en die eerste ding is dat dit 'n tipe van 'n riglyn of 'n gids raak om die meeste uit 'n game ook uit te kry. En want ek dink dis altyd vir my interessant en ek dink ek het nou eendag vir jou genoem ook. As mens kyk na soos, jy weet, ek praat vanuit 'n PlayStation perspektief af, jy weet, Platinum wat soos die finale trofee is wat 'n mens dan nou kan kry. En wat dan nou basies aandui dat jy die game 100% voltooi het volgens die game se riglyne is soos gewoonlik soos 0.01% van mense, jy weet, miskien 1% dalk. Wat soos wys is so dis nie baie mense wat dit doen nie. Ek dink is die eerste ding. So dis in definitief in die minderheid om enigstens in daai rigting te neig. En ek dink twee is dit ook soos daar's gewoonlik 'n tipe van 'n moeilikheidsgraad gekoppel ook aan dit. As mens vat baie van die games het baie keer 'n soos jy sê 'n achievement wat dalk behels dat 'n mens nie moet doodgaan in 'n sekere level nie of wat 'n mens op 'n sekere moeilikheidsgraad die speletjie moet voltooi. So miskien is dan wonder ek ook soos jy sê want jy weet dan wonder ek ook hoekom sal 'n mens menself wil straf baie keer of dit is ek dink hoe baie mense dit sien. Ek weet nie ek glo nie jy sien dit noodwendig as 'n straf nie, maar kom ons vra hoekom sal 'n mens myself deur daai wat dit ook al is of dit nou stres of druk is wil sit om daai sekere trofee te unlock. Ja, daar is heelwat goed wat nogals moeilik was vir my om te kry. Nie ten opsigte van wat ek moet doen met my keyboard en mouse of controller nie, maar wat ek baie repetitive goed moet doen. En ja, dit is vir my nie so erg nie, want soos ek sê, dis deel van die content van die game wat ek wil beleef. En baie keer sal ek ook 'n podcast in die agtergrond sit, die game se klank sagter sit, dan luister ek na 'n podcast. En dis vir my 'n tipe vorm van ontspanning, want ek is besig met iets, ek luister na iets en ek werk na 'n doel toe. Baie mense weet ken ek wat nie dit doen nie, want hulle hou nie van die repetitiveness van die goed nie, of hulle voel net hulle het die game een keer klaar gespeel, hulle het hulle waarde gekry, hulle gaan aanbeweeg. So ja, vir my is dit maar net 'n ding, ek hou van al die content beleef en dis nie vir my 'n straf nie, dis vir my ontspannend om sulke goed te doen. Ek dink ook die tipe games wat jy nou genoem het ook en miskien kan jy 'n bietjie vir ons meer vertel ook van dit want ek dink hoe ek agtergekom het jy is baie doenig met soos jy dit noem achievement hunting was die my vertel het van en jy kan my korrigeer as ek enigiets verkeerd kry van hierdie details is met die Soulsborne reeks en ek dink spesifiek met die Dark Souls trilogy wat ek dink jy weet wyd bestempel word as ek een van die moeilikste games daar buitekant. Maar nie net dit nie, ek dink ook jy het jy weet jy het al as ek dit nie mis het nie, elke game in die Doom reeks het jy ook al 100%. So vertel 'n bietjie miskien net meer. Ja, wat se games het jy al 100% en hoekom spesifiek ook daardie games want dit is nie die maklikste games soos My Name is Mayu wat mense 'n paar knoppies druk vir 'n paar minute en dan het jy 'n 100% achievement nie. Ja, dit is moeilik om vir my te sê met watse games ek al het. Ek het al 77 games 100% voltooi in verskillende genres, maar in die geval van die Soulsborne reeks, die Dark Souls trilogy spesifiek, het dit vir my gegaan oor al die content wat ek wil beleef, want dit het ongelooflike content en dit is lekker games om te speel. En as jy dit die eerste paar keer gespeel het en die patrone begin sien het, raak dit makliker soos jy dit speel. Reg, ja. So dit is nie die moeilikste goed om te 100% nie, dit is maar net tyd saam, party van die goed. Die Doom reeks is vir my 'n kwessie van ek het dit baie geniet en dit het vir my gegaan oor om die games te bemeester, want meeste van die achievements om alles te kry, moet jy die games op die hoë difficulty speel. En om dit suksesvol te kan doen, moet jy die games se sisteme bemeester, jy moet weet wat aangaan, jy moet die tyd van die vyande se aanvalle ken en so. En dan goed,
so dat ek ook goed dat ek ook gekry het, die achievements van is Stardew Valley byvoorbeeld. Dit was een van my eerstes, en dit het bloot nie gegaan omdat die game vir my lekker is, ontspannend is, en dis van die min games dat as jy 100% achievement kry, speel daar spesiale cutscene, en omdat ek so gehou het van die game, wou ek daai cutscene gesien het, so dit het ook weer oor die content gegaan, en dan dit is maar hoofsaaklik hoekom ek dit doen, en soos ek sê, daar's baie games, ek dink nie daar's tyd om almal te noem. Jy het nou noem 77, ek dink aan soos, dis 'n hele klomp games, om deur te werk ook, en die ander ding ek dink met, jy weet, miskien wat mense nie weet besef nie is, as ek nou vat, soos jy praat van Dark Souls, jy weet, die eerste keer wat die mense doen, het vat 'n hele paar ure om die een, wat noem is dit maar, new game cycle te hardloop, en jy weet, baie van die achievements is ook baie keer agter, jy weet, 'n tweede of 'n derde playthrough ook baie keer ook, so dit is, jy moet baie keer dieselfde game ook meer as een keer deurspeel, om alles te unlock en so aan. Sal dit akkuraat wees ook om te sê, dit was nie altyd so vir jou gewees nie. Miskien is die vraag iets soos, wanneer het jy op hierdie achievement hunting missie begin mee, en wat was dit? Was dit net 'n mindshift vir jou gewees? Het jy eendag het besluit, jy wil meer uit jou games uitkry, is dit dalk die koste van games wat dalk daartoe bygedra het? Ja, stel ons 'n bietjie meer van dit. Ja, dit is akkuraat. Ek het vir die langste tyd gedink, dit is nie 'n nodige ding nie. Om 'n tyd aan dit te koppel is vir my moeilik, want dit het geleidelik gebeur. Maar ek sal sê die hoofrede is, ek het op die hoofpunt wat dit verander het, is met die Soulsborne Trilogy, wat ek in 2022 begin speel het, met Dark Souls 1. Toe het ek 'n mindshift gehad, en nie 'n groot een nie, dit was nie 'n groot wow oomblik nie, dit was maar net bloot, ek het dit geniet om dit te doen, en toe het ek begin kyk, as ek 'n game speel, wat die achievement lys is, na my eerste playthrough natuurlik, en dit het gewoonlik spoilers in, en dit het toe interessant geraak vir my om te sien wat daar is, en om dit te doen. Daar is nie eintlik 'n groot faktor betrokke nie, dit is bloot net iets wat ek geniet om te doen. Ja. Ek dink en dit kom terug, en ons sal 'n bietjie later dalk daarin raak ook, wat is die idee agter om 'n videospeletjie te speel? Ek dink, hoe koppel mens genot, en soos jy sê, jy weet, vreugde en blydskap, uit 'n videospeletjie uit, en ek dink dis interessant, want ek dink ons sal 'n bietjie, jy weet, gesels oor daai hele idee van, jy weet, videospeletjies as 'n kunsmedium, maar tog ook iets wat nog steeds ontspannend bly, en ek dink, jy het nou genoem ook, soos jy speel 'n wye verskeidenheid speletjies oor klomp verskillende genres ook en so aan, en ek dink dis hoekom ek jou onder andere op die potsending gekry het, is omdat ek dink, jy het 'n baie eklektiese wye verskeidenheid verstaan ook van videospeletjies, maar ek dink voor ons daar kom ook, ek is nogals geïnteresseerd, en ek sal graag mense wat luister ook 'n bietjie insig wil gee oor net, miskien, jou grootword jare met videospeletjies, jy weet, jy speel nou al vir, amper 2 dekades lank, as ek dit nie mis het, nie as my wiskunde nou reg is, videospeletjies, so miskien net so vinnige agtergrond oor waar het jy begin, en hoe het jy in die videospeletjie bedryf ingekom, en net so 'n bietjie agtergrond gee oor dit. Ja, ek het nie altyd games gespeel as 'n gamer nie. Dit was maar, toe ek 'n kind was, iets wat ek net partykeer gedoen het, een van die vele goed wat ek gedoen het. My eerste game wat ek kan onthou is in Botawil waar ek groot geword het, toe ek en jy nog Contra gespeel het, so in die oggende. Ja. Nee, so wat was dit op 'n speel? Was dit 'n Nintendo, of was dit net 'n gewone, was dit TV games? Wat is dit daai tyd genoem? Dit was 'n generiese game console, dit was nie 'n branded ding nie, een van daai goed wat mense gekry het destyds. Daai was die beste geweest. Ja. En daar's 'n paar ander games wat ek kan onthou, Mr. Potato Head, Pat, Lion King wat ek gespeel het. En ja, ek het maar tot in my 2010 net partykeer games gespeel. Ek het toe, soos meeste jong mense, my ander goed ook gedoen. En toe in 2010 het ek regtig begin games speel. Nie omdat ek 'n wonderlike game gesien het nie, maar ons het na my ouma se plaas toe gegaan, en my ma het vir my tydskrif koop dat ek kan lees, en daar's nie sein of TV of enige iets nie. En toe kyk sy die tydskrifte, toe sien sy een met 'n cowboy op en 'n skorpioen met 'n DVD by.
En dit was Junie 2010 se cover van NAC tydskrif, wat Red Dead Redemption ook gehad het op die cover. En die DVD het 'n prentjie gehad van 'n skerpioen wat uit geweerpatroondoppies gevorm is vir Just Cause 2 se demo. Ja. En dit was vir my net baie interessant. Iets het net vir my geklik amper of my gehook. En dit het ek die volgende issue gekoop. En toe stadig aan het ek meer die games gaan speel wat ek van gelees het en ontdek het. En ek het maar net nooit opgehou nie. Ja, maar dit is amazing, hè, want ek dink aan selfs saam met jou ook soos 'n paar goed om dalk te sê vir die mense net om die tydlyn net in die konteks te verstaan is ook, so ek en jy word groot basies met games en dit was jy weet PS1 era omtrent geweest wat 1999 2000 min of meer wat ons ek dink blootgestel word aan ons het altyd genoem TV games. Ek het altyd geweet van dat soos iets soos 'n Nintendo of daar goed bestaan nie, dit maar eers later gehoor. En ons het definitief nie as kind die geld gehad vir 'n PlayStation 1 nie. So toe dit hier so in Suid-Afrika gelaunch is nie. Maar ja, so ons word eintlik groot met jy weet die hele PS1, 2, 3, 4, 5 era, Xbox natuurlik ook en al sy iterasies. Maar ek weet jy het baie meer in die PC gaming in gegaan ook. Ek dink jy het nog al die jare jy weet 'n lekker rekenaar stelsel gehad wat jy op gespeel het en so aan. En ek dink dis soos jy sê dis interessant ook baie keer soos mense dink aan wat bring 'n mens in gaming? En ek dink soos jy sê jou eerste wat sou mens sê tipe blootstelling was gewees met Contra, daat het gewees. Ek dink nog saam met ek en jy weet was seker van my gunsteling, jy weet core gaming memories, jy weet vroeg in die oggend ons nog daardie gekyk wie kan eers opstaan in die oggend om te gaan Contra speel. Vandag is dit bietjie anders toe, kyk laat kan jy slaap in elk geval. En jy weet maar soos dit is nie soos jy sê dit was nie noodwendig die moment gewees vir jou, die oomblik gewees om jou in gaming in te kry. Dit was amper half later. So die fondasie word miskien gelê, maar later word jy weet, en dit is interessant met die boek ook, miskien het daar jy weet daai element ook van jy weet jy die boek en daar's iets aan die boek in die cover, jy weet die beelde wat dit het, wat ek dink dit stig iets in 'n mens op wat 'n mens net laat dink miskien aan hierdie wêreld of wat moontlik kan wees. Jy het gepraat van die DVD, ek onthou daai tyd met NAC, ek het laat 'n DVD bygegee met 'n game demo wat jy kon probeer het ook en so aan. En dit is ook interessant miskien om te noem ook vir mense ook is dat ja, videogame tydskrifte is ook, jy weet, ons het dit die hele tyd lank was my eintlik uitgefaseer. Ek sien dit kom nou so stadig meer terug. En ek byvoorbeeld sal partykeer 'n spesiale uitgawe vrystel ensovoorts, maar oor die algemeen is dit ook, jy weet, as mens dink aan tydskrifte, as ek nou dink aan soos jy sê, dit was iets gewees wat jy in jou hande kon vashou, dit was tasbaar gewees. Jy het hierdie weet skerpioen, jy weet in die patroondoppies gesien en dit het iets in jou wakker gemaak van gaming en wat moontlik kan wees en jy weet van daar af het dit net gegroei. Ja, dit is en wat vir my wonderlik was daai tyd, die tydskrif, is dit is my enigste blootstelling aan games eintlik, want daai stadium het ons nog nie internet by my rekenaar gehad nie, ons het nie wifi gehad nie. So ek was elke maand die eerste in die winkels vir die tydskrif. En ek dink dit is vir baie mense hulle blootstelling. Maar soos die internet oral is en meer geraak het en toeganklik geraak het, dink ek het dit nie meer nodig geraak nie. Ja. Want jy hoef nie nou 'n maand te wag om 'n resensie van 'n game te sien nie. Jy kan dit op dag 1 gaan kyk. Ja. So dit het amper ek wil sê onnodig geraak. Ek is wel bly dat NAC dit weer teruggebring het. Hulle het elke 6 maande 'n issue wat hulle uitbring. En dit is nogals nostalgies om dit te sien en weer te lees. Ja, reg. Ja, daar is nogals iets deesdae ook. Ek dink aan 'n paar goed nou wat jy noem ook, maar die een ding wat vir my uitstaan is daai nostalgie ook, want soos jy sê die geskrewe media is baie minder prominent as wat dit was toe ek en jy groot geword met games veral. En soos jy sê dis so toeganklik nou deesdae, enige as jy game wil weet, daar's gidse online beskikbaar wat vir jou sê wat jy moet doen, waarom te doen. Daar is jy weet video tutoriale beskikbaar ook, jy weet om miskien die game te resenseer of jy weet om 'n sekere missie in die game jy weet te voltooi ook byvoorbeeld. So dis is my baie interessant ook, jy weet soos hoe ek weet nie natuurlik of daar 'n vraag is dat ons kan sê wat sou my sê, ek wil nie wat sou my dit noem
videospeletjie joernaliste almal oor dieselfde kam trek nie. Ek wonder in die algemeen of videospeletjie journalistiek, hoe dit verander het in die landskap, miskien 'n bietjie goedkoper dalk geraak het ook, maar dis makliker om jouself, daar te sit as 'n resensent, sonder om noodwendig deur die nodige, agtergrond of credentials te hê. Ek dink nie noodwendig is verkeerd nie, ek dink maar net, in die tyd van videospeletjie tydskrifte, ek dink mense het baie, of ek het definitief as kind miskien, definitief baie waarde geheg aan, as daar, iemand resenseer en wat hulle sê, en die diepte van die resensies, en in die einde van dit ook die telling wat hulle gee, miskien 'n 9,5 uit 10, dan is dit so, okay, daai dra vir my baie gewig, waar ek deesdae, ek vat nie meer regtig een, uitgawe of journalistiek huis vat jy telling as woord nie, ek sal maar miskien eerder op Metacritic gaan kyk wat se gemiddelde rating, of ek sal maar net die game self net speel en my eie afleiding maak. Ek wonder of jy dalk enige gedagtes het oor dit, oor hoe daai miskien oor die jare ook verander het. Ja, dit het definitief verander, want dit voel vir my as jy in 'n tydskrif 'n review lees, dan sit 'n ou wat die werk verdien het, die ou moes daar gekom het. Dis nie net enige ou wat besluit het om in 'n tydskrif te skryf nie. Maar met vandag se tyd kan enige ou besluit om 'n YouTube kanaal oop te maak en resensies te doen van videospeletjies of enigiets eintlik. En dit het die waarde van resensies vir my verminder, want eerstens jy weet nie wat die kwalifikasies van die ou is nie. Want ek kan môre as ek wil 'n resensiekanaal begin, en dan ook die groot publikasies se resensies is nie altyd in lyn met wat gamers noodwendig wil hê nie. Absoluut, ja. Want hulle sal na byvoorbeeld 'n Ubisoft game kyk, en uit 'n tegniese oogpunt uit is dit 'n goeie game. Als is daar, als is in plek, maar dit is nie 'n innoverende game nie, dis nie iets wat gamers noodwendig soek nie. Yeah. So dan kry jy nou 'n game wat ek byvoorbeeld boring sal vind en nie sal geniet nie, maar die resensie is 9 of 10. Ja. So daar's half 'n disconnect tussen die groot publikasies en gamers. So ja, vir my is dit maar 'n ding, ek gebruik byvoorbeeld, ek koop baie games op Steam, ek gebruik hulle rating stelsel, want jy moet die game besit om dit te kan rate en jy moet dit meer as 2 ure kan speel. Ja. So dan kry jy 'n goeie indikasie, en jy kan ook sien wat die probleme is dit tegnies, is dit met die speletjie self, en dan is daar 'n paar YouTubers wat se opinies ek al vertrou, wat ek al 'n paar jaar volg, wat ek weet hulle smaak lyn baie op met myne, en ek dink dis maar die beste roete om te gaan. Jy moet iemand kry wat half klik met jou smaak, wat jy weet hulle smaak en jou smaak lyn baie op, dan moet jy hulle gebruik, en dan ook die rating stelsel van jou game store gebruik. Baie goeie punt. Ja, ek stem saam met dit. Dit is waarvan, as ek nou ook dink, destyds ook het ek so 1 of 2 YouTube reviewers, maar ingeteken op hulle YouTube kanale, want dan volg jy hulle vir die nuus oor 'n speletjie wat uitkom, en wanneer dan nou uitgekom het, dan sal mens baie keer na hulle goed geluister, as jy sê, want jy vind aanklank by die manier miskien hoe hulle games en hoe jy games sien. Ek gee maar 'n voorbeeld, as jy byvoorbeeld 'n speletjie sou resenseer, ek sal, ag gee op, en ek sal actually luister, want ek dink soos, ek dink ek en jy sien games baie dieselfde, so daar's my waarde aan jou opinie as dit kom by 'n game, maar soos jy sê, daar's 'n ander, persoon op die internet wat 'n mens nie noodwendig ken nie, en dan kom jy agter miskien ook die manier hoe hulle die game sien, en stem jy heeltemal ooreen met jou nie, so hulle 9 uit 10 is nie noodwendig jou 9 uit 10 ook nie, so dit is 'n baie goeie punt. Ek bly jy bring 'n bietjie vir Ubisoft ook in, miskien kan ons 'n bietjie net so, segue in daardie rigting ook, want iets wat ek dink ons al baie oor gepraat het, en ek dink ons sal 'n bietjie aanraak, is die huidige uitdagings in die AAA industrie, in gaming, want Ubisoft dink ek is nou, word gesien as een van die groot, sondebokke as dit kom by, ek sal dit so stel, en jy kan my sê wat jy van dit dink, die idee van, soos jy gesê het,
die content wat hulle gee is gewoonlik geweldig baie. Dis eintlik oorweldigend as jy 'n speletjie van Ubisoft begin. Dis tutoriale en dit is menus en dit is objectives en dit is missions en dis quests. Maar dis asof daar geen diepte en substans is aan dit wat hulle bied nie. En so uit 'n tegniese oogpunt, jy weet dit is ook al gepraat, is Ubisoft se games eintlik regtig baie goed. Jy weet daar's min bugs in hulle game, dit hardloop gewoonlik redelik smooth. Hulle het redelike goeie launches ook. Maar daar's net iets en ek weet nie presies wanneer dit gebeur het nie, want jy weet ons dink terug miskien aan die Assassin's Creed 1 en 2 jare en daarna is dit asof hulle draai vat en vandag is hulle en ons kan 'n paar ander name ook noem, maar jy weet is ook een van die jy weet uitgewers met en vervaardigers wie se speletjies ek dink ek en jy en ek dink baie ander mense net glad nie meer resoneer nie. Ja, dit is definitief iets wat gebeur deesdae. En dit is moeilik om soos 'n punt te noem waar dit gebeur het. Ek voel persoonlik dat die gebeur toe games mainstream geraak het. Want in 2006 was games nog relatief klein teen vandag. Dit was nie so groot industrie nie. En developers kon kansse vat, want daar gaan waarskynlik iemand wees wat van jou game hou en so. Maar toe dit mainstream geraak het, toe die probleem begin kom, dat die gemiddelde gamer is 'n casual gamer. Hy is nie dedicated nie, hy speel nie games in en uit nie. Hy sal byvoorbeeld na werk 2 ure wil speel. So game development, veral in die AAA-industrie het geshift na daai audience toe, en teikenmark toe. So games voel vir my meer oppervlakkig begin raak van hulle in teen opsigte van hulle sisteme, juis om vir sulke mense te akkommodeer. En dis wonderlik dat daar spasie is vir hulle, want games het 'n groot mark en is baie uniek as 'n medium. Maar ongelukkig het dit veroorsaak dat hulle die hoofteiken word en dat games vereenvoudig word, wil ek amper sê, om hulle te akkommodeer. 'n ander issue is ook game development het duur geraak. Ja. In die 2000 het games dalk $1 of $2 miljoen gekos. In die 90s kon jy met $20,000 'n game develop. Deesdae is games miljoene dollars. Byvoorbeeld GTA 6 wat nou volgende jaar gaan uitkom, het al oor $2 biljoen gekos om te maak. En vir so 'n game om suksesvol te wees, moet jy die veilige roete vat. Jy kan nie 'n risiko vat nie. Ja. En as jy nie suksesvol is nie, dan is dit ongelooflike klomp geld wat jy eintlik mors dan. So Ubisoft byvoorbeeld het nou 'n formule ontdek wat werk, Ja, wat gewild is, en nou hou hulle by dit. Ek hou van daai woordformule, ja. En dit is suksesvol, maar dis nie iets dat gamers, dedicated gamers of hardcore gamers noodwendig geniet nie. So dis Ja. nou half 'n split tussen die casual gamers en hardcore gamers, en die teikenmark van AAA voel vir my is meer gesentreerd op casual gamers. Ja. Dis 'n suksesvolle formule Ja, en hulle is ja. 'n besigheid, so hulle Ja. gaan die suksesvolle formule volg. Ek dink dis een van die dinge wat vir my seker die meeste frustrerend is en jy weet amper partykeer as jy dit speel so sielsdodend is om 'n game te speel wat jy die formule binne die eerste paar minute net ontdek en dan dit vat vir my alle jy weet genot en daai opgewondenheid, daai wat sou mens dit noem, daai nuuskierigheid net weg, want jy het dit nou uitgefigure en soos jy sê, miskien is dit eerste 2 games, maar dan sit nou die volgende en die volgende en die volgende en jy het sommer al 'n idee as jy 'n Ubisoft game optel, dit gaan 'n Ubisoft game wees. En jy sê dis, ons moet dalk net sê ook, dink jy sê 2 baie ware dinge. So die een ding is dat daar is 'n rede vir die formule en onder andere het dit te doen met wins en jy weet profit marges en daai goed. So dit is belangrik van 'n besigheidsperspektief om dit seker veilig te hou. So mens kan, jy weet, ek dink simpatie met daai deel. En 2, ek dink ook net om te sê vir luisteraars is dat ek sê nie ek en jy sê byvoorbeeld hier dat mense wat van Ubisoft games hou, wat van games met formules hou, is verkeerd en hulle mag nie games speel en ons kyk neer, jy weet, ons is nie elitiste in daai opsig of is nie, jy weet, so ons wil net dit duidelik maak, is ek dink dit ons, en miskien sal ek meer vir myself praat, is, maar ek dink ek kritiseer, jy weet, daai hele ding, en ek dink ons het nou in 'n rigting beweeg wat jy nou genoem het, wat so baie goeie punt, die idee dat in die
proses en die toenadering vir toeganklikheid sit ons met iets wat meer afgewater is. En ek dink daar is moontlike, jy weet, wat sal mens dit noem, 'n tipe van 'n goue reël truism in die idee, ons kan dit met, ek dink, op baie dinge in die lewe toepas, hoe meer toeganklik dit raak, hoe meer afgewater raak dit ook. En ek dink dit vervreem, jy weet, baie van die spelerbasis dan ook. So ek dink die ding vir my met Ubisoft spesifiek is, en ons kan hier baie ander games ook inbring, en miskien sal ek graag jou gedagtes oor dit wil hoor, en ek en jy het al redelik oor dit ook gepraat, miskien kan ons 'n bietjie dit verder, jy weet, probeer sin van maak, is, as jy in 'n Ubisoft wêreld instap, is hierdie vreemde kontras vir my baie keer van, dit is hierdie wêreld wat besig is, daar's goed aan die gang, en jy stap na hierdie persoon toe, jy praat met hulle, en hulle wil hê jy moet vir hulle hierdie ding gaan haal. Jy weet, hierdie tipe fetch quests is geweldig prominent mos in hierdie speletjies. En dan, jy weet, wat dit absoluut geen kreatiwiteit bevat nie natuurlik. En jy weet, dit is maar dis die kontras, want in die terselfdertyd is dit ook so leeg. Daar's net geen siel of essence aan hierdie speletjie nie. So ek dink die ding wat ek wil miskien net aanraak weer is daai idee van, ons sit speletjies deesdae wat hierdie geweldige bloated content het, maar terselfdertyd is dit so leeg. Miskien kan dit kontrasteer met 'n paar ander videospeletjies wat ek dink die teenoorgestelde doen, maar dit regkry. Ek sal 'n voorbeeld vat. Ek dink jy het nou geraak in jouself aan die Soulspawn reeks, en ek en jy het nou al, jy weet, heel wat Elden Ring byvoorbeeld gespeel, wat die nuutste iterasie is van From Software se videospeletjie reeks. En jy weet, dit is op 'n manier as met na dit kyk, is jy sal amper wil sê dis 'n leë wêreld, en ek sê dit in aanhalingstekens leeg, want dit lyk baie keer so redelik kaal of desolate, maar dit drup absoluut van atmosfeer. En die geskiedenis van die wêreld wat jy betree is amper versteek, jy weet, binne in item beskrywings, of met in, jy weet, die kort maar so kragtige cutscenes wat mens sal kry in die game. En dan behalwe dit ook die gameplay is op 'n, kom ons sê, op 'n oppervlak is dit geweldig, jy weet, wat sou mens sê, bevredigend, maar dit het 'n ongelooflike diep stelsel wat jy kan indelf in, jy weet, as mens begin dink aan jou stats wat jy kan, jy weet, minimize of maximize, sekere, jy weet, builds probeer ook en so aan. So dan dink ek net, soos dit so 'n kontras vir my, daai speletjies wat dit vir my voel ons al hoe minder van sien deesdae. Mens kan ook 'n argument maak om te sê dit mag dalk moontlik sy terugkeer begin maak, want ons sien meer games kom agter ons moet actually ons spelerbasis respekteer, maar jy weet, ek dink nou aan Baldur's Gate wat onlangs, jy weet, uitgekom het, wat ook 'n groot sukses was, en dis ook 'n game wat, jy weet, baie groot is, en dit het baie content, maar dit is absoluut, dit voel of dit met die hand geskryf is. Alles is, jy weet, doelbewus daar gesit, en asof alles, jy weet, regtig hart en siel wat jy in die game kan ervaar, en weer eens met te kontrasteer met Ubisoft of EA games, wat dit glad nie so voel het, en spite daarvan dat dit hierdie groot besige wêrelde is. Ja, Ubisoft en AAA games, al open world games, beste beskrywing is een wat ek eendag op YouTube gehoor het, a mile wide but an inch deep. Daar's baie content, daar's baie goed om te doen, maar daar's geen diepte agter dit nie. Kom ons vat byvoorbeeld Far Cry. Daar's baie goed om te doen, maar die gameplay verander nooit nie. Ja. Jy kry dalk hier en daar 'n nuwe skill wat jy 'n nuwe aanval kan doen, of 'n stealth opsie het, maar dit verander nie wat jy doen. Jy doen dieselfde goed, jy klim dieselfde torings, vat dieselfde kampe oor, dit is dieselfde ding oor en oor. Die enigste variasie is maar in die story missions, wat nie altyd meer die hoof fokus is met hierdie open world games nie. Maar ander games nou weer, kom ons vat byvoorbeeld die Dark Souls reeks. Dis nie die grootste games noodwendig ten opsigte van game world nie. Jy kry 'n handvol NPC's, maar daar's soveel diepte in die sisteme soos jy net nou genoem het. Jy kan op verskeie maniere die game speel. Daar's goed wat hulle noem challenge runs, wat jy sekere stel reëls vir jouself instel. En die eerste Souls game het in 2011 uitgekom. En daar's mense wat dit nog steeds speel. Met die challenge runs, wat nog steeds nuwe maniere kry om die game te speel. So daar's baie diepte. Dis is ook iets van, ek dink dit om daai te noem ook, dit is ook, ek dink, 'n testament van 'n videospeletjie,
en om daai koneksie te maak tussen videospeletjies en jy weet dit as 'n medium van kuns want dit weerstaan ook die toets van tyd. Jy weet Ja. soos dat dit so oud game is, maar nog steeds soos jy sê daar word nog nuwe goed ontdek of jy weet mense vind nog vindingryke kreatiewe maniere om met dit te engage wat jy nie sal sien in 'n ander tipe games wat ons nou reeds genoem het nie. Ja, definitief. En dan met Dark Souls byvoorbeeld, dis nie net die gameplay wat diepte het nie, maar die wêreld ook. Ja. Soos jy gesê het, baie van die wêreld se lore en geskiedenis is nie duidelik gestel vir die speler nie. Dis in item descriptions en selfs nie die environment van die game. So jy moet half self uitfigure wat aangaan. Ja. En dit is nie maklik om te doen nie. Daar's mense wat al vir jare lank argumenteer oor sekere punte en opinies oor die game wêreld se lore. Maar dit gee vir jou engagement, immersion. Jy soek dit, jy probeer dit uitfigure. Jy is opgewonde om die volgende item te kry want daar's 'n nuwe beskrywing, daar's 'n nuwe stukkie van die legkaart wat jy optel. Ja. En dit is iets wat games nie altyd doen in die AAA-industrie nie. Maar jy het ook net genoem dat intelligente games, as ek dit so kan stel, weer terugkom. En ek dink jy is definitief reg. Goed soos die Souls-reeks wat gewild begin raak, Baldur's Gate, die XCOM-reeks, mense begin diepte in hulle games soek. Ja, ek dink hulle het altyd, maar dit het nou weer suksesvol begin raak, as ek dit eerder so kan stel. En ek dink dit is 'n goeie ding, want soos ek sê, en soos jy ook net gesê, daar's definitief 'n mark vir die Ubisoft games, daar's 'n rede hoekom hulle suksesvol is. Ja. Daar's niks fout daarmee nie, maar baie mense verkies meer om gechallenged te word en 'n bietjie diepte in hulle games, en dit is definitief besig om weer suksesvol te raak. Ek dink as jy sê daar's iets van daai, jy het dit mooi opgesom daai dag toe ons ook gesels het van videospeletjies wat die gamer respekteer. Sy intelligensie respekteer. Is ek nou vat weer om van hierdie wat kom ons sê die meer toeganklike videospeletjies vandag. Dit is asof hulle met elke liewe ding jou hand wil vashou ook. En ek vat 'n voorbeeld wat ek dink ek het nydag 'n demo gespeel van Final Fantasy en jy weet dit was net ek kon nie by die game uitkom nie want soos ek moes heeltyd deur tutoriale sit en jy weet dat hulle vir my wyse waar kom die combat, jy weet. En dit voel net vir my as jy games al net 'n bietjie al gespeel het, gaan jy weet op PlayStation nou crazy is attack 10 teen 1. As dit nie is, jy gaan die ander knoppies wees. Jy het ook net soveel knoppies om te druk voor jy uit gaan figure wat dit moet wees. En dan vat jy dit in teenstelling of in kontras en ek vat nou 'n voorbeeld op PlayStation weer Bloodborne. Dan gooi jy in hierdie wêreld, ek dink daar's geen menu wat oppop nie. Jy moet 'n boodskap op die grond lees of jy gaan sê wat is miskien die basiese goeders. Jy kan alles mis as jy nie mooi kyk nie. Wat is, jy gaan uitfigure. En jy weet die hele wêreld en dis wat ek dink wat daai tipe speletjies so interessant maak en eintlik amazing maak is dat dit laat dit stel die wêreld op so 'n manier op dat dit jou sal laat uitfigure wat jy moet doen. Jy sal nie vashardop in 'n muur en gaan nie meer weet nie. Dit is so op so 'n manier van dat dit sal toelaat dat jy verder verstaan en leer waar ek dink is interessant nê, want dit laat jou amper dink terwyl hierdie ander speletjies sê vir jou wat jy moet dink en doen. En ek dink dit jy weet daar's 'n diepere ding daaromtrent reg van jy weet dit vat heeltemal die vryheid en die autonomiteit van die speler heeltemal weg eerstens en ek dink tweedens is dit laat geen ruimte vir kreatiwiteit toe nie. Miskien as jy 'n kommentaar op dit het, sal ek graag wil hoor dit, maar ek wil altyd inbring want ek dink ek aan soos ek en jy het nou 'n bietjie gepraat oor jy weet Oblivion se remaster wat onlangs uitgekom het ook. En as jy vat daai speletjie hoeveel vryheid jy het om enigiets aan te pak en te doen. So daar is 'n mission wat jy moet doen en daar's 'n struktuur miskien aan die mission, maar jy weet binne-in dit is daar soveel spelervryheid en ek dink nie ons sien dit meer vandag veral nie in hierdie toeganklike speletjies sien ons dit nie meer nie. En ek wil amper die woord weer gebruik kreatiwiteit. Jy weet dit vat dit net weg van die speler en ek dink dis hoekom dit so partykeer net so frustrerend is want daar is net nie meer daai diepte aan soos jy nou gesê het in hierdie speletjies nie. Ja, dit is definitief iets wat baie algemeen is deesdae. 'n Goeie voorbeeld van 'n game wat geen kreatiwiteit invat nie is die Call of Duty games. Nie ten opsigte van ontwerp en die levels nie, maar ten opsigte van gameplay. Byvoorbeeld elke Call of Duty wat jy speel, het 'n tutorial.
Die controls is al van 2004 af dieselfde, maar hulle sê nog steeds vir jou om dit te speel. Spacebar om oor iets te spring, R om te reload. En die manier hoe hulle dit doen is nie dinamies nie, dis nie 'n natuurlike manier nie. Daar sal 'n cutscene speel en dan moet jy die controls druk gedurende die cutscene. Jy sal nie net moet hardloop en oor iets kom en self uitfigure druk space om oor iets te klim nie. Hulle sê dit vir jou, hulle lei jou met die hand. Ja, as jy noodwendig iets fout daarmee nie, ek het meeste van die Call of Duty games self, en ek geniet dit is dus 'n aksiefliek. Dis dalk nie die beste fliek in die wêreld nie, maar jy geniet dit om dit te kyk. Maar ek hou nou weer van games wat 'n challenge het, wat 'n bietjie meer diepte het en wat die intelligensie respekteer. Een van die voorbeelde wat ek aan kan dink is die developers van Baldur's Gate, Larian Studios, het 'n game release 'n paar jaar terug, Divinity Original Sin 2, wat jou baie vryheid gee. Soveel so dat jy die tutorial area kan explore vooruit en jy kan die tutorial boss se wapen by hom afvat en dan as jy by hom kom, kan hy jou nie aanval nie. Ja. En hulle sê dit nie vir jou nie, hulle gee net vir jou die tools en laat jou vry. Ja. En dis altyd lekker om sulke goed te kan doen en uit te figure. En nie net is dit amazing om te sien dat dit hulle jou toelaat en die vryheid gee nie, maar dis 'n lekker gevoel om te dink, wow, ek wonder of nog iemand dit al gedoen het. Ek wonder of ek in die eerste persoon is en ek wonder wat ek verder kan doen met dit. Ek wonder hoe ver ek dit kan vat. Ja. Dis altyd lekker om sulke sisteme in games te hê. Ja. En ja, daar's ook ander tipe games as dit kom by intelligensie. Goed soos byvoorbeeld RimWorld. Wat 'n colony-based simulator is wat jy 'n colony op 'n planeet moet maak en moet oorleef tot jy gered kan word. Nou daai game gee vir jou die stel reëls. Hulle verander die kondisie waaronder die reëls val die hele tyd. Met 'n ding wat hulle noem 'n game director as ek dit nie mis het nie. So basies die mense in die colony het persoonlikhede, hulle kan trauma opdoen, al daai tipe goed en dan moet jy die reëls binne in die reëls werk om hulle in die lewe te hou. En dis ook ongelooflik dit te doen, die stories wat daar uitkom en die stories wat jy kan skep met dit. Ja. So ja, ek verkies definitief intelligensie. Ek dink daai wat jy sê ook is waar, is soos jy skep nie die storie in die game nie. Jy skep amper jou eie persoonlike narratief in die game ook. Soos jy het nou 'n voorbeeld gebruik van Divinity. Ek dink ook soos jy weet aan Fallout en baie van hierdie speletjies ook soos waar jy regtig jouself kan inleef in die game en amper jy weet nie die storie nie, maar die manier hoe jy dit aanpak, die manier hoe jy jou karakter opstel, jy maak dit jou eie. Weer eens daai van hoe die speletjie dit toelaat. Natuurlik binne sekere parameters, jy kan nie net enigiets doen nie. Maar jy het 'n vlak van vryheid wat ek dink gamers na smag. Ek weet nie hoe jy dit sien nie. Ek weet nie hoe die industrie noodwendig gesien nie. Ek wonder of word Larian met Baldur's Gate gesien as 'n tipe van 'n wat sou mens dit noem 'n redder vir jy weet games in hierdie tyd wat ons osself bevind, want ek vermoed ons was besig op 'n baie gevaarlike traject met die tipe games wat uitgekom het en my vermoede is dat Larian het alweer nuwe lewe geblaas binne in die industrie deur te sê, weet julle ouens, soos ons het nie eens as ek dit reg het, jy kan met korrigeer 'n groot, jy weet, of enige publisher agter hulle wat hierdie ding gefund het, jy weet vreeslik nie, help my net reg as ek nie self verkeerd het. Met ander woorde, hulle het nie die miljoene en biljoene wat jy weet 'n Rockstar se gehad het, miskien of jy weet 'n Respawn Entertainment met EA agter hulle dalk of so iets nie. So die punt daarso is dat hulle het gewys amper hoe 'n indie span met 'n verkleinerige span bymekaar kan kom en 'n game maak van besondere kwaliteit wat ongelooflik diep is, wat ook nie jou tipiese games is nie. As jy vat, dit is jy weet dit is hierdie tipe van Dungeons and Dragons style top down, wel nie top down heeltemal nie, maar in daai lig speletjie en dit het so goed gedoen. Ek dink natuurlik ook hulle bemarking was uitstekend geweest. Dit het baie van hulle goed het ook viral gegaan met hulle video's ook en so aan. Maar ek dink dit het daai idee gegee dat wat is dit wat gamers wil hê. Jy het nou net geraak ook, jy weet. Ek dink wat gebeur is onder andere is dat die ouens daarbo is heeltemal disconnected van wat gamers wil hê.
En dis eintlik jammer want ek dink nie developers is noodwendig nie. Ek dink developers het baie keer jy weet die beste belange van games bewaar omdat hulle self ook gewone gamers ook is. Maar ek dink dit is uitvoerende besluite van bo af in die hiërargie, die ouens wat kyk na die profit en die winsmarges, wat besluite neem. Ons het ongelukkig gesien met CD Projekt Red in die begin van Cyberpunk se release voor dit uiteindelik reggemaak is. Maar ek dink dis baie keer wat seker ook gebeur en dis wat Ja, dit is definitief iets wat gebeur. Ek wil net terugkom na die reception van Baldur's Gate wat jy net van gepraat het. Onder die gaming community is dit 'n uiters 'n suksesvolle game. Almal het dit geselebreit. Maar ek het heelwat artikels gelees dat die AAA-industrie nie heeltemal happy was met dit nie, omdat dit baie konvensies gebreek het. Baie van die reels het dit gebreek. Want die aanvaarde norm vir AAA games is jy die base game vir $60 daai tyd. Dan kry jy die deluxe edition vir $80 of $90 met expansions by, of jy kan die expansions koop vir $40. Baldur's Gate se ouens het gesê ons gaan die game release vir $60 en dis al die content. Slaag. Ja, en hulle het die game geupdate tot laas maand toe hulle die finale update gegee het. Ja. En dit was blykbaar expansion size update. Die update notes alleen was 45 blaaie vol. Ja. So ek dink die AAA-industrie het nie gehou daarvan nie, en hulle het gewys wat moontlik is en wat hoe 'n goeie produk kan lyk. Maar ten opsigte van development, ek dink dit is bitter moeilik om in die AAA space te wees op die oomblik. Nie dat dit 'n groot risiko is vir werksveiligheid deesdae nie, maar dis ook net bloot, jy kan nie doen wat jy wil mee nie. En omdat games so groot is, word die studios stel die studios nou aan ouens wat aan besigheidskool toe gegaan het, wat weet om 'n besigheid te doen. Ja. Hulle weet nie noodwendig wat gamers sê nie, so hulle kry market research. Maar die probleem is, dis nie die mense wat die market research invul, is nie noodwendig mense wat games speel eers nie. Dit kan mense wees wat politiese redes het, of verveeld is, of verskeie redes, want daar's geen bewys of geen sekerheid dat dit 'n gamer is nie. So dan sien dit hierdie besigheidsou wat weet hierdie market research gaan geld maak. Dan sê vir die developers doen dit byvoorbeeld. 'n Goeie voorbeeld onlangs is Life is Strange, die nuutste een het uitgekom. Double Exposure, dis sy naam. En dit is die swakste een in die reeks. Nou almal is kwaad vir die developers want hulle het van die karakters se persoonlikhede verander en van die game keuses weggevat van die vorige games af. Maar die developers het gesê hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle het vereistes gekry en hulle het gewerk met wat hulle gehad het. Hulle kon nie 'n beter produk maak nie. Hulle het geweet dis nie wat fans sal hê nie, maar hulle het nie 'n keuse gehad nie. En ek dink dit is iets wat baie gebeur, want op die einde van die dag as jy 'n game developer is, het jy belangstelling in games, jy verstaan games want jy develop hulle, en jy moes 'n passie gehad het om dit te doen. So ek dink dit is maar 'n moeilike posisie om in te wees, want Ek dink ons voel hy is ons miskien net so, jy weet, amper ten slotte, miskien ook uit ons simpatie en empatie uitspreek met vervaardigers, want hulle is, soos jy sê, onder geweldige druk en onder geweldige inperkinge wat hulle gestel word voor, jy weet, van bo af. En ons sien nou in die industrie natuurlik die groot hoeveelheid layoffs wat plaasvind en ons wat laat gaan word, wat baie hartseer is, en ek dink dit is jammer. Ek het nou eendag weer 'n artikel gesien van die persoon, dink ek het sy het basies net die karakter geskryf en toe laat hulle haar gaan, jy weet, so dis, jy word ook so op so 'n manier gekontrakteer dat dit is ook nie eens meer, jy weet, wat sou mens sê, volhoubaar vir baie mense hierdie industrie nie, en ek dink dit kom terug na die ding toe van die geld en die wins en goed, en baie keer ook is daar groot, so ek dink ons sien dit met die filmindustrie vandag ook, jy weet, wat baie van die begrotings, jy weet, word te veel opgeblaas en dan word die private laai sal maak ook geoorskat, en ek dink dit het natuurlik groot reperkusies in vir die mense daaronder wat ongelukkig baie hartseer is. Dis definitief 'n groot probleem. Ek het al gelees daar's oor 10,000 developers afgedank laas jaar alleen, wat 'n astronomiese getal is. En die probleem is hulle kry deesdae nie meer tweede kansse nie. Hulle moet 'n game develop
en kom ons sê die kostes is X, dan verwag die publishers 2X se geld. En as jy nie daai teiken bereik nie, dis is jy suksesvol, dan maak hulle jy studio toe, want jy is nie suksesvol genoeg nie. Ja. Ek dink dis 'n baie gevaarlike posisie om in te wees, want op die einde van die dag gaan jy 2 development spanne hê. Jy moet 'n game elke jaar release en hulle gaan oorwerk word. Ja. En dis net 'n baie moeilike posisie. Ek dink een van die groot redes vir dit is die kostes van game development, Ja. want dit het astronomies geword. Dit is reg. En ja, as jy nie suksesvol is nie, dan verloor jy jou werk. Daar's studios wat baie suksesvol was. Hi-Fi Rush byvoorbeeld, se studio is toegemaak laas jaar. En dit is een van die beste games en suksesvolste games van die jaar. Sure. So dit voel vir my daar's ook nie altyd sin agter dit nie. Ja. Maar ja, dit is 'n baie moeilike posisie om in te wees vir die industrie en vir die mense wat in dit werk. Want mense hoor nie meer stories soos jy het my vertel van Miyazaki wat met, as ek het met reg help, maar jy weet met die From Software het basies vir hom vrye teels gegee met die eerste Souls game. Want hy het gesê wat ek gaan iets probeer doen, want julle fokus op 'n ander speletjie in julle arsenal en gee vir my kans en vrye teels om hierdie te doen soos ek dit wil doen, en van daar af hoe hyper suksesvol hierdie Souls reeks nie geraak nie, en ek dink daai kanse word nie regtig meer gegee vir ouens om kreatief te wees of entrepreneurial te wees en iets te maak nie. Dit word baie keer van bo af uit gedikteer, dis hoe dit gedoen word, en ongelukkig is daar riglyne of parameters wat gestel word waarin vervaardigers moet val, en soos ons nou gesê het, jy weet, dit is ook al 'n brood en botter, so jy doen dit ook maar ten spyte daarvan dat jy dalk weet dit gaan teen jou grein of dit pas nie in by wat soos jy sê wat gamers wil. Nee, dis hartseer. So ek dink ons sit met 'n konflik van jy weet, geld en wins en om nog te kan maak is belangrik, maar terselfdertyd, jy weet, is dit miskien wat vryheid en kreatiwiteit inperk, nie net vir vervaardigers nie, maar natuurlik spoel dit deur na ons spelers toe ook op grondvlak, wat dan baie keer ek dink met produkte sit wat ons net glad nie meer aanklank meer vind nie. Maar Ben, ek dink ons kom so by die einde, en wat ek gedink het is ons moet miskien, jy weet, hierdie episode miskien verder rekord op 'n stadium en opneem om die res van die gesprekspunte in te kry. Hierdie is my geweldig interessant en insiggewend ook, en is regtig so lekker om oor gesels oor dit, en ek sou nogals graag 'n bietjie verder wil stil staan. Weet, ons praat nou so oor miskien die uitbuiting ook van die industrie, en ek sal nogals graag 'n bietjie gesels verder oor, jy het nou gepraat van DLC en bietjie microtransactions en jy weet remaster en remakes wat ons deesdae al hoe meer sien. Wat is spelers se behoeftes? Hoekom is ons besig om terug te neig na ouer speletjies toe, en wat sê dit miskien van ons behoeftes as spelers? En ek weet jy het ook 'n paar interessante gedagtes oor indie games in die industrie, en jy weet hoe verstaan ons die wat sou mens dit noem, die populariteit, veral op ek dink soos op rekenaar en op Steam van indie videospeletjies, en dan 'n bietjie verder te gesels oor videospeletjies as 'n kunsmedium ook, en hoe ons daai stereotype van 'n gamer miskien ook, hoe's al minder van dit sien. Maar Ben, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek waardeer dit, en ek is seker daarvan die luisteraars gaan dit ook baie geniet. Ja, baie dankie dat ek deel kon wees van die gesprek. Dit was baie lekker.